sing elkaar op die goue strand, daar die liewe lied so lei. O, maak jou gerwe vas met 'n flinke hand, want die einde is naby. Ja, die Heer van die groot oes sal haas verskyn, sy stem, sy oog sal ons hoor en sien. Die Heer van die groot oes sal haas verskyn, dan bring hy die maaiers in. Hy verwag ons daar op die goue strand, sy liefdes wag nou daar. Hul die kruis gedra en die kroon ontvang, alle werke was hier klaar. Ja, die Heer van die groot oes sal haas verskyn, sy stem, sy oog sal ons hoor en sien. Die Heer van die groot oes sal haas verskyn, dan bring hy die maaiers in. Die gesang hou aan langs die goue strand, ons harte sterk, dit besiel met krag weer die soete klank, wyl ons hier in het werk. O, die Heer van die groot oes sal haas verskyn, sy stem, sy oog sal ons hoor en sien. Die Heer van die groot oes sal haas verskyn, dan bring hy die maaiers in. O, die lied hou aan op die goue strand, met sy geur van blonde skoon. En ons weet en voel ons sal haas daar lang, om vir ewig daar te woon. O, die Heer van die groot oes sal haas verskyn, sy stem, sy oog sal ons hoor en sien. Die Heer van die groot oes sal haas verskyn, dan bring hy die maaiers in. Halleluja, die Heer van die groot oes sal haas verskyn, sy stem, sy oog sal ons hoor en sien. Die Heer van die groot oes sal haas verskyn, dan bring hy die maaiers in. O, die Heer van die groot oes sal haas verskyn, sy stem, sy oog sal ons hoor en sien. Die Heer van die groot oes sal haas verskyn, dan bring hy die maaiers in. Prys die Here, die Heer van die groot oes sal haas verskyn, sy stem, sy oog sal ons hoor en sien. Ja, die Heer van die groot oes sal haas verskyn, dan bring hy die maaiers in. Prys die Here, die Heer van die groot oes sal haas verskyn, sy stem, sy oog sal ons hoor en sien. Die Heer van die groot oes sal haas verskyn, dan bring hy die maaiers. O, halleluja, die Heer van die groot oes sal haas verskyn, sy stem, sy oog sal ons hoor en sien. Die Heer van die groot oes sal haas verskyn, dan bring hy die maaiers. Prys die Here, die Heer van die groot oes sal haas verskyn, sy stem, sy oog sal ons hoor en sien. Die Heer van die groot oes sal haas verskyn, bring hy die maaiers in. Ja, die Heer van die groot oes sal haas verskyn,
shall see. Oh, when I look upon his face, the one who saved me by his grace. Oh, when he takes me by the hand and lead me through the promised land. Oh, what a day, glorious day that will be. Hallelujah. Oh, what a day that will be, when my Jesus, oh, I shall see. Yes, when I look upon his face, the one who saved me by his grace. Oh, when he takes me by the hand, lead me through the promised land. What a day, glorious day that will be. Onze Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Dankie dat ons deur u seën tot u kan nader, Here Jesus. Dankie dat u die deur is, die weg is, die waarheid en die lewe is. O, halleluja. Ons wil u loof en prys, dat u alles vir ons gegee het, sodat ons gered kan word, en dat ons kan ontvang dit wat uit die hand van die Vader kom, om ons te seën, krag te gee, te help. Dankie dat ons weet, wanneer u werk, sê u woord, sal niemand kan keer nie. En ons dank in hierdie dag, dat ons na u toe kan kom, en aan u die eer gee, vir die woord, wat nie gebreek kan word nie, die woord wat nie verby kan gaan nie, die woord wat nie kan wankel nie, die woord wat bly vir ewig. Halleluja. Dankie dat ons kan hoor die woorde van God, sodat ons daardeur kan lewe tot in alle ewigheid. Halleluja. O Here, Dawid het dit uitgeroep. Hy het u woord in sy hart bewaar, sodat hy nie teen u sal sondig nie. O Here Jesus, dit is so maklik in die tyd waarin ons lewe. Mense bewaar u woord nie in ons hart nie, maar hulle sondig teen die woord, deur leuns wat hulle verkondig uit die woord het. En gee groot genade, Here, dat ons nie deur hierdie misleiding weggelei word, in 'n ewige vervalle toestand van leuns en nogmaals leuns nie. Maar laat ons deur die waarheid van u woord vrygemaak kan word, sodat ons in waarheid kan lewe, in waarheid geheilig kan word, sodat ons in die ewigheid sal lewe tot in alle ewigheid. Halleluja. Onsterflik voor u aangesig. Baie, baie dankie dat ons u woord in ons midde het. Dankie, dit is vir ons ook 'n lig op die pad en 'n lamp vir ons voete. Baie, baie dankie dat ons dan in hierdie dag ook kan saam bid weer eens. Here, vir almal wat siek is, ons wil die Here loof en prys, omdat ons weet, waar 2 of 3 oor 'n saak saamstem, dit hulle te beurt sal val van hulle Vader wat in die hemel is. En Here, ons is meer as 2 en 3 wat in hierdie oomblik saamstem vir almal wat siek is. Halleluja. U is die groot geneesheer. En Here, dis u volmaakte wil dat elkeen gesond moet word. Halleluja. Dis waarom dat deur u wonde vir elke ene genesing is. Halleluja. Here, dit is so wonderlik. Nie miskien genees sal word nie, maar daar is genesing vir elkeen. In die Jesus se mooi naam, en ons prys u vir elke sieke wat hy aanraak en gesond maak, tot verheerliking van die naam.
en ons eer U daarvoor in U naam. Halleluja. Dankie vir genesings. Baie dankie dat ons ook kan saam bid vir al die gebedsversoeke. Here, hulle is ook by die Here bekend. En daar's waarom die woord sê, ons moet elke dag vir alle mense bid. En dit is waarom ons nie net bid vir gebedsversoeke nie, Here, ons bid vir alle mense. Want alle mense het die Here nodig. Alle mense het hulp nodig. O, Here, dankie dat U hulp verleen aan elke een wat 'n gebedsversoek het. Baie dankie dat U uitkoms gee, dat U oorwinning gee, dat U 'n wonder laat gebeur, sodat U verheerlik kan word. Ons prys U daarvoor, so met ons saam, dan ook die Here weer eens vir reën, plekke in hierdie land waar het droog is, Here, in buurlande, oral oor die wêreld waar mense bid vir reën, dat die Here sal reën gee. Here, ons weet, terwyl U woord in vervulling kom, bly die beloftes konstant. Die Here sal help wanneer ons roep. Halleluja. Dis waarom ons kan sing, elke belofte in die woord is myne. Elke hoofstuk, elke vers, elke lyn. Daarom kan ons bid, Here, vir reën, en ons weet, die Here sal reën gee. Halleluja. Baie dankie, Here, dat ons nou na U woord kan luister. En ons wil bid in hierdie oomblik, laat dit nie een van ons se woord sal wees nie, maar dat dit woorde sal wees, deur die Heilige Gees, wat ons geleer en lei het in die hele waarheid. Here, laat ons waarlik, soos wat Paulus in Hebreërs skrywe, hy sê hierdie mooi woorde, soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. En Here, dis ons gebed in hierdie môre, laat dit sal wees, soos die Heilige Gees spreek. Vandag as julle sy stem hoor, verhard nie julle harte nie. O Here, gee genade dat elkeen wat vandag luister na U woord, U stem sal hoor en julle harte sal verhard teen die waarheid van die woord. Baie dankie dat U dit doen, en ons vra, Here, dat U woord waarlik ingang sal vind in elke lewe, soos wat die woord sê, laat ons met sagmoedigheid die ingeplante woord van God sal ontvang, wat in staat is om ons siele te red. Halleluja. Dat elke oor gesalf sal wees, Here, met die kosbare bloed. Baie dankie, dat ons weet, dat deur die bloed het die waarheid gekom. U is die waarheid, en U het deur die bloed gekom. En Here, ons dankie vir die waarheid wat deur die bloed kom. Here, want die waarheid wat deur die bloed kom, is die waarheid wat ons vry maak ook. Van elke misleiding, van elke dwaling, Here, van elke listigheid van die vyand, wat ons verstande wil bedorwe. Dankie dat die waarheid wat deur die bloed kom, ons vry maak van al die leuns. Verheerlik U naam dan in hierdie dag, Here. Laat die woord van die Here sal oopgaan vir menigte ene, sodat hulle sal verstaan wat die Here vir hulle wil gee deur die Heilige Gees. Ons eer U daarvoor, terwyl ons die bloed oor ons vra, Here Jesus. Dankie dat ons weet ons kan op U woord leun en staat maak, want dit sal ons nooit faal nie. Aan die Here al die lof en die eer, en ons prys U. Amen en amen. Prys die Here. Ons is dankbaar om in hierdie dag so saam te wees. Ons groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. En ons dank die Here dat ons weer voorreg het om na sy woord te luister. Ek is pastoor Flippie Gerbert en my telefoonnommer is 082-874-1705. Laas Sondag het ons gepraat oor, daar's een skrif in die woord, en as jy hierdie skrif glo, dan sal jy absoluut luister na wat die woord van die Here vir jou sê. Halleluja. Ek is die Here dankbaar vir een ding, en dit is dat die Here het my siel gered op 11 jaar. En in die tydperk het die Here vir my een ding gesê, en dit is dat lees die Nuwe Testament. En ek het die Nuwe Testament seker in 6 maande 7 keer of meer deurgelees.
Net die Here gelees. Al wat die Here vir my sê, lees dit deur. Dis nou net na my bekering, 11, 12 jaar het ek dit so gedoen. Maar wat vir my wonderlik is in die hele saak, is dat die Here het in hierdie tyd wat hy vir my gesê het, ek moet die Nuwe Testament net eers deurlees. Toe sê die Here vir my een ding, en dit is dat jy sal nooit enige geestelike boek lees nie, en jy sal nooit na types en preke en goed van ander mense luister nie. Daar is tye wat ek boodskappe gekry het, soos bijvoorbeeld van Eie Ellen, Jack Coe en Flip Gerber en Rassie Erasmus enzovoorts, wat vir my kosbaar was. Maar wat vir my interessant is van die boodskappe, dit het die werke van die Here geopenbaar, hoe die Here werk in die gemeente, wat die Here alles doen. Maar wat die woord aangaan, die profesies aangaan in die woord, en die vervulling van die woord, en al die type dinge. Die Here het my nie toegelaat om enige boek te lees, of na tyd te luister, wat iemand 'n leerstelling oor sekere goed gee. Want 'n leerstelling wat gegee word, is altyd foutief. Die eenvoudige rede is, 'n leerstelling kan nooit vasgevang word in 'n kerkleerstelling. Daar is nie spasie vir die woord. Halleluja. En ek dank die Here, ek weet ek het 5 boeke in my lewe gelees. Die een was die hand wat die spyker slaan, en die ander was Pieter Snyman se boek oor die dryfhout uit die see, en ek kan nie die ander onthou nie, maar dit was al gewees. En dit het nie gegaan oor 'n leerstelling, oor 'n wegraping of 'n wederkoms of iets van die aard nie, want ek het net nie gelees nie. En die gevolg is, ek het vir die Here gevra, Here, waarom nie? Sê die Here vir my een ding, as jy my woord bedien, moet jy nie dit wat jy van iemand anders gehoor het, bedien nie. Want dit is sy woorde gewees, wat ek vir hom gegee het, as dit my woorde is. Jy moet my woord bring, soos wat ek dit vir jou gee. En ek dank die Here, ek het daarby gebly. Halleluja. So wat ek vir u bring, het ek nie in 'n boek gekry, het ek nie oor 'n tyd gehoor, het ek nie in 'n boodskap gehoor. Wat ek vir u bring, is wat die Heilige Gees my ingeleer en lei. Want hy alleen kan die skrifte uitlê vir ons. Halleluja. Prys die Here. En weet jy wat vir my kosbaar is? Omdat ek nie boeke gelees het en na hierdie tyd geluister het nie, het die Here vir my verborgenhede oopgemaak. Ek meen, die woord gaan net al meer en al meer en al meer oop. Halleluja. Nou doen mense Bybelstudie oor die wegraping. Ek meen, jy sal skrifte kry oor die wegraping wat glad nie bestaan oor die wegraping. Maar hulle is daar, want jy glo dit. En ek dank die Here Jesus, daar's een ding wat die Here, ek was 3 jaar oud gewees, ek wil dit vir u noem. Ek het in 'n huis gebore wat, hulle het gedrink, hulle het gedans, hulle het parties gehou, hulle het gerook en gevloek en wat alles. En op 3 jaar, toe sê die Here vir my hierdie woorde. Daar was 'n berig in die koerant gewees, ek dink my pa het nog gelees, dat dit was die Dinsdag, net na die Sondag, die Dinsdag, sou die wederkoms plaasgevind het, en almal was in benoudheid gewees. Ek het dit al van 3 jaar ondervind, hierdie leuen, wat mense vandag verkondig gaan wegrappen. En daar het die Here vir my iets baie moois gesê, hoorbaar. Sorg dat jy reg is die dag as ek weer kom, wanneer ek weer terugkom na julle toe. En die Here het hierdie woorde herhaal, onthou, ek kom terug na julle toe. Ek het dit hoeveel jare later gelees in die woord, daardie woorde. Toe die Here in Johannes vir die disippels gesê het, ek gaan weg, maar ek kom weer terug na julle toe. Die Here gee dit op 3 jaar vir my, jare later toe lees ek. Ek het dit gelees, maar ek het nie opgelet nie. En ewe skielik toe ek het lees, toe
toe gaan dit net vir my oop, maar hier sê die Here presies dit wat hy vir jou gesê het. En ek wil vandag vir u sê, ek het in hierdie skrif nog geen vers gekry wat vir my sê, daar's 'n wegraping voor die verdrukking. Geen, ek kan net dit sê, almal wat die wegraping voor die verdrukking verkondig, ek gee nie om wat se prediker hy is nie, is die grootste leenaar wat op hierdie aarde rondloop. Halleluja. Grootste leenaar. Prys die Here, maar ek wil nie daarby stil staan nie, want ek wil vir u in hierdie dag dit gee wat Petrus hier gesê het, ekskuus. Halleluja. Hy sê halleluja. Ek wil hê dat u moet dit vandag by jouself sê. Ek glo hierdie skrif. 1 Petrus 2 en wel die 9de vers. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat ons uit die duisternis geroep het tot sy wonderbaarlike lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. En hierdie ding is vir my so wonderlik. Halleluja. Die Here Jesus sê, hy sê, die Here sê in die Ou Testament, ek sal barmhartigheid bewys aan wie ek wil. En God het aan die heidense volke barmhartigheid gegee. Dis wat hy sê, en hulle het 'n uitverkore volk, halleluja, 'n koninklike priesterdom, ensovoorts geword. En hierdie volk, weet jy waar gaan ons dit kry aan die einde van die dag? Waar? In die groot verdrukking. Ek het nou al 2 Sondag gesê, uitverkorenes, waar? In die verdrukking. Bloedgewastes, in die groot verdrukking. Die heiliges, in die groot verdrukking. Jy gaan nie uitkom nie. Halleluja. Dit sal so wees. Dit is God se woord. Nou wil ek net aangaan sodat die Here vir my gegee het en vir hierdie dag. En dit is, iemand het in hierdie week gevra dat hulle verstaan nie mooi wat die nagte gaan wees, die 3 nagte, 3 nagwakke ensovoorts. Ja, en ek sê, Here, ek het al daaroor gepreek, maar is daar meer in dit, in die woord? En toe begin die Here met my praat. En ek wil net dit sê, dat die nagwaak is al in Genesis vasgestel. Met die skepping. En ek gaan vir u lees. Ek wil u die vraag vra. Wat was eerste op die aarde? Lig of duisternis? Duisternis. En in die 3de vers van Genesis 1, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Toe God dit sê, waar die lig, het hy geroep uit die duisternis. Die woord sê op een plek, en Paulus sê dit, hy sê, God het uit die duisternis die lig geroep. Dit was duisternis op hierdie aarde, en uit hierdie duisternis roep God die lig. Wie was die lig? Sy seun. Hy is die lig, en hy is die lamp van God. En toe God sê, laat daar lig wees, want sy seun was met die skepping daar. Dit sê die woord, hy was die begin van die skepping van God. Wie? Die Here Jesus Christus. In hom, deur hom en tot hom, het alle dinge ontstaan. En hy was in die begin daar. En as toe die Vader, toe God sê, laat daar lig wees, toe begin die lig uit die seun skyn. Die duisternis, waar kom dit vandaan? Van die duiwel. En dit was eerst op die aarde. Toe laat God lig skyn, en sy seun is hier. So, dis lig en duisternis. Eintlik duisternis en lig. Die duisternis is eerste, en toe die lig. En wat interessant is, God vat die duisternis, en hy maak 'n dag daarvan.
En God vat die lig en hy maak 'n dag van dit. Die lig kom van sy seun af en die duisternis kom van die duiwel af en die lig word dag genoem en die duisternis word nag genoem. En die Here sê dag, nag en dag in een dag wat 24 uur lank is. En hierdie is 'n baie interessante ding. En dit is, halleluja, dit was vir my so wonderlik toe die Here dit vir my gee. En dit is die, Paulus sê in Romeine 13 vers 12, die nag het ver gevorder, dis amper dag. Die nag het ver gevorder, waarom? Die nag is eerste en die dag is tweede. Halleluja. Hy gaan verder en hy sê in Korintiërs 2 Korintiërs 4 vers 6, want God het gesê dat daar uit duisternis lig moet skyn. Duisternis eerste, maar uit die duisternis laat God lig skyn. Halleluja. Genesis 1 vers 4. Toe sien God dat die lig goed was en God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis. Halleluja. Hy het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis. Nou sê die 5de vers, en God het die lig dag genoem en die duisternis nag genoem. Maar hier kom die wonder van die saak. En dit was aand en dit was môre die eerste dag. So wat is eerste in die dag? Die aand. Wat van die skepping af het die aand, as dit 6 uur die aand is, dan breek die volgende dag aan. Maar die volgende dag wat aanbreek, het eers 'n aand, 'n nag, en dan het hy die dag. Ek weet, by ons werk het nou andersom, maar dit maak nie saak nie, maar dit is hoe dit in die skepping gebeur het. En wat interessant is ook nog, ek gaan dit net vinnig vir die deurgee, hy sê elke dag, ek weet die eerste dag, en dit was aand en môre die eerste dag, die tweede dag, en dit was aand en môre die tweede dag, die derde dag, en dit was aand en môre die derde dag, vierde dag, en dit was aand en môre die vierde dag, die vyfde dag, en dit was aand en môre die vyfde dag, sesde dag, en dit was aand en môre die sesde dag, en nou gebeur hier vir my, een van die wonderlike dinge in die woord. Hy sê Genesis 2 vers 1, so is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermaak. Genesis 2 vers 7, en God het op die 7de dag sy werk voltooi, wat hy gemaak het. En op die 7de dag gerus van al sy werke wat hy gemaak het. Halleluja. En nêrens in God se woord staan dit geskrywe die 7de dag. En dit was aand en môre die 7de dag. Dit staan nêrens in die woord. Dit meen die 7de dag het nie 'n begin nie en het ook nie 'n einde nie. Want die rus van God het nie 'n begin nie en het nie 'n einde nie. Ons kan elke dag die rus van God ingaan. Maar vir die volk van God het God 'n dag vasgestel en dit is die 7de dag van die week. Nou, hierdie dag wat vasgestel is, die 7de dag van die Here, soos ek sê, het nie 'n begin en 'n einde nie. Maar die 7de dag wat hy gegee het vir die mens, het 'n begin en 'n einde. Dit meen op die 7de dag van die 7de dag kan ons sê, nadat die wet ingekom het, en dit was aand en môre die 7de dag. Maar voor die wet is daar nie 'n begin en 'n einde van die rus van God. En nou sê die Here, hy sê die Sabbat, die mens is nie gemaak ter wille van die Sabbat. Nee, die Sabbat is gemaak ter wille van die mens. Waarom? Want God wil hê die mens moet in sy rus ingaan. Toe maak hy 'n Sabbat vir die mens. En nou kom die Here Jesus en hy sê, ek is Here van die Sabbat. Halleluja.
En ons sien dat die Here van die Sabbat het op die Sabbat siekes gesond gemaak. Sy disippels het koringare afgepluk en geëet, ensovoorts. Want hy is Here van die Sabbat. Waarom is die Here Jesus Here van die Sabbat? Omdat hy self die Sabbatsrus is. Dis waarom die Here Jesus die uitnodiging gee. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek sal vir jou rus gee, want hy is die Sabbatsrusdag van God. Halleluja. Halleluja. En ons sien dat die Here het die 7de dag geseën en dit geheilig. En hy sê, dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde. Alles wat geskaap is. Halleluja. Nou, wat baie duidelik is, in die hele skepping is dat, dit is, die nag is 12 ure, en die dag is 12 ure. En hierdie 12 ure en 12 ure, 24 ure is 'n volle dag. Halleluja. Dan wil ek net dit sê. Toe vra ek, Here, maar nou, hoe werk dit hier na die einde toe? Nou, ek gaan nou vir die verduidelik. 6000 jaar is 6 dae. Waarop op hierdie aarde gewerk word. Goed word gemaak, goed word geskep, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Maar die 6000 jaar gaan tot volëinding kom. En dan kry ons die laaste 1000 jaar. Die 7de 1000 jaar. En hierdie 1000 jaar gaan 'n 1000 jaar van vrede wees. Maar die vrede van die Here is, daar is rus. Dit meen, die 1000 jaar van vrede is God se rusdag vir alles, mense, diere, ensovoorts. Halleluja. 6 dae, 7de dag, rus. Maar wat hier interessant is, dat hierdie 1000 jaar word aan tyd gekoppel, omdat dit met die mens te doen het. Maar die rus van God, het nie 'n begin nie, het nie 'n einde nie. Halleluja. En dit meen die rus van God. Hy sê op een plek, hy sê die hele skepping is aan nietigheid onderworpe. Waarom? Want selfs die rusdag van God word in 'n dag vasgevang van tyd. En die laaste tydperk van die rus van God op aarde is die 1000 jaar, want hy is in 1000 jaar vasgevang, hierdie rus. Dit is nietigheid waaronder die rus van God onderwerp is. Maar ons sal ook daarvan vry raak. Dit meen, die laaste 1000 jaar is die Sabbatsrusdag van God. Halleluja. Daar is 'n skrif wat ek gaan dit net vinnig noem, dat die Here Jesus sê, die wat die seun aanskou en in hom glo, dis Johannes 6 vers 40. Hy sê, ek sal hom opwek in die laaste dag. Nou hier is 'n baie interessante ding. Daar's 6 dae. Die 7de dag, 1000 jaar lang, is die laaste dag van hierdie aarde. Want aan die einde van die 1000 jaar gaan hierdie wêreld en met alles wat daar is verbrand word en met vuur en swaal sal dit vernietig word. Daar sal geen plek meer vir hulle wees nie. Dan is die aarde tydperk verby. Die laaste 1000 jaar is die laaste dag. Die 7de dag is die laaste dag van hierdie week. Van 7 dae. Halleluja, onthou dit. En hy sê dit op 'n baie ander plekke. Hy sê, ek sal hom opwek waar? Oh, halleluja. Ek gaan Johannes 6 vers 40, en dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Ek wil hê jy moet nou baie mooi luister.
wanneer gaan die Here Jesus ons opwek? Hoor wat ek vra? Wanneer gaan die opstanding plaasvind? Wanneer gaan ons opgewek word? Ons wat 'n koninklike priesterdom, 'n uitverkore geslag ensovoort is. Wanneer gaan die wat in Christus gesterf het, wanneer gaan hulle opgewek word? En hy sê hierso, in die laaste dag. Wanneer is dit die laaste dag? Die 1000 jaar van vrede. Dit moet jy onthou. Halleluja. Die laaste dag breek aan met die wederkoms van die Here Jesus na die groot verdrukking. En dit is die 7de dag, die rustdag, die Sabbatdag, en word ook genoem die dag van die Here. Hierdie goed moet jy asseblief onthou. Die laaste dag is die 1000 jaar van vrede. Die dag van die Here is die 1000 jaar van vrede. Halleluja. Die duiwel het hierdie mense met 'n wegraping so om die bos gelei en hulle verstand bedorwe gemaak, dat hulle kon dit nie raak sien nie. Nee. Dat die dag van die Here is die 1000 jaar van vrede, die rustdag. Die eerste dag, die 7de dag, toe God die hemel en aarde geskep het, daardie is die dag van die Here. En die Here Jesus sê, ek is Here van die Sabbat. Dit meen, ek is Here van die dag van die Here. En die Here Jesus is Here van die dag van die Here. Wanneer? Die 1000 jaar. Want hy sal as koning regeer in daardie 1000 jaar. Dis sy dag. Die wêreld met sy heersers, met die meesternis, alles, het 6 dae gehad om alles te doen wat hulle wou doen. Maar wanneer die dag van die Here aanbreek, 1000 jaar lank, is dit die dag van die Here. En hy is Here van daardie Sabbat. Hy is Here van daardie rus. Hy is Here van daardie 1000 jaar. Maar nie dat die dag van die Here is 24 uur nie. Nee, die dag van die Here is 1000 jaar lank. En net gou verder gaan. Halleluja. Hy sê weer in Johannes 6 vers 44, ek sal hom opwek in die laaste dag. En die 54ste vers, en ek sal hom opwek in die laaste dag. En elke keer in die laaste dag, in die laaste dag. Dit is my, halleluja, gaan nou verduidelik, die Here Jesus gaan kom, sodat hierdie dag van hom kan aanbreek. Halleluja. En in die dag sal dit weer met die wederkoms, in die laaste dag, sal die wat in Christus ontslaap het opstaan. Hulle kan nie voor die verdrukking opstaan nie, want dis nie die laaste dag nie. Halleluja. Die Here Jesus sê, is daar nie 12 ure in 'n dag nie. Halleluja. Ek meen, Lazarus se suster het die Here geantwoord en gesê, ek weet, hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. In die opstanding in die laaste dag, dit meen in die 1000 jaar van vrede. In die begin van die 1000 jaar van vrede, sal Lazarus weer opstaan in hierdie opstanding. Halleluja. Hy sê, Hosea sê dit vir die volk van Israel. Die volk Israel sê, ons is vir 2 dae dood, maar hy, die Here, hy sal laat ons ontwaak in die 3de dag. Waarom nou praat hy van die 3de dag? Want daar is 2000 jaar van Christus se sterwe en sy opstanding, en daar 2000 jaar verloop waarin Israel dood is. Want die saligheid het na die heidene ook gekom. Maar Israel belewe 'n doodstydperk van 2000 jaar. Maar in die 3de dag, die 1000 jaar van vrede, sal die Here hulle laat ontwaak en hulle sal opstaan. Oh, halleluja. Halleluja.
En ons gaan daar wees. En die wat in Christus ontslaap het, gaan saam met hulle opstaan. O, prys die Here. Dit is in die begin van die 1000 jaar van verlede. Ek sal hom oor die laaste dag, halleluja. Ek kan hoeveel skrifte vir die aanhaal, waar die Here sê, ek sal hom opwek in die laaste dag. Nou sê Psalm 74, vers 16, aan u behoort die dag en aan u behoort die nag. Hy sê, en u het hemelligte en son vastgestel. Nou kom hy in Jesaja en hy roep hierdie woorde, Jesaja 21 vers 11, God spraak oor Duma. Daar roep een my toe van Seir af. Wagter, hoe ver is die nag? Halleluja. Wie is hierdie wagter oor ons siele? Wie is hierdie wagter wat ons bewaar en oor ons waak hou ensovoorts? Wie is hierdie wagter? Sy naam is Jesus die Christus. En het word vir hom gevra wat die wagter is. Hoe ver is dit in die nag? Want daar is 6000 jaar van nag. Hoe ver is dit in die nag? Hy vra weer, wagter, hoe ver in die nag? Prys die Here. En weet jy wat? Paulus het dit geantwoord en ek gaan dit vir u lees. Romeine 13 vers 12. Hy sê die nag het ver gevorder, dis amper dag. Dit meen Christus die wagter sê, hulle vra vir die wagter, hoe ver is dit in die nag? En die wagter antwoord in die 12de vers. Die môre kom en ook die nag. Wil julle vra, keer terug en kom. Julle vra te veel vra, keer terug. Dan sal ek vir julle sê, hoe ver is die nag gevorder? En Paulus kom en hy sê, die nag het ver gevorder, dis amper dag, halleluja. Dit meen, hierdie 6000 jaar van nag het ver gevorder, dis amper dag. Wanneer gaan die dag aanbreek? Hierdie dag wat gaan aanbreek is die dag van die Here, wat 1000 jaar lang is. Halleluja. Ek bid net dat die Here dit vir u gee om dit te verstaan. Halleluja. Hy sê in Sagaria 14 vers 7, en dit sal 'n enige dag wees wat aan die Here bekend is. Geen dag en geen nag nie, maar teen die aand sal dit lig word. Wanneer gaan daar geen dag wees en geen nag nie? Direk na die groot verdrukking. Halleluja. Sal die son nie meer skyn. Die maan sal sy glans nie gee nie, want daar is nie 'n son. En die sterre sal van die hemel val. En die kragte van die hemel sal geskit word. Dit meen, dit gaan na die verdrukking 'n totale nagtydperk wees. Halleluja. En hierdie ding is vir my wonderlik. En daardie nag, want dit net na die verdrukking, en daardie nag, wanneer die Here Jesus kom, hy sê in Lukas 17 vers 34, ek sê vir julle, en nou moet u baie mooi luister, dis nie ek wat dit sê nie, dis nie Flippie Gerber nie. Die Here Jesus sê, ek sê vir julle, in daardie nag sal daar 2 op 1 bed wees. Waar die nag? Tussen die wederkoms. Halleluja. Want die wederkoms gaan te middernag plaasvind. Dit meen in daardie tydperk, daai middernag tydperk. Nou sê die Here Jesus, in daardie nag sal 2 op 1 bed wees. Die een sal aangeneem word, die ander sal verlaat word. Halleluja. En, halleluja, dit meen in daardie nag, 2 by die meele, 2 op die land, 2 op 'n bed, in daardie nag, na die verdrukking, met die wederkoms, in daardie nag,
Daardie nag kan jy nie vat vir 'n wegraping voor die verdrukking nie, want dis nie nag nie. Daardie nag sal aanbreek na die verdrukking. Halleluja. Ja. En die Here sal kom soos 'n dief in daardie nag. En in daardie nag sal 2 op 'n bed lê. 2 by die bene. 2. Halleluja. Sal op die oesland wees. Prys die Here. Nou sê in Tessalonisense, ek wil dit graag lees, want julle weet self baie goed, dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief in die nag. Nou, hier wil ek iets sê. Die dag van die Here is 1000 jaar lang. Nou, hier waar hy sê, die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, is, ek weet, by die wederkoms, sal hierdie dag aanbreek. Maar wat hy praat van die dag van die Here, praat hy van die 1000 jaar van vrede. Maar, met die aanbreek van hierdie 1000 jaar van vrede, sal die wederkoms plaasvind. Moet nie dink, omdat hy praat van die dag, dis die dag van sy wederkoms. Nee! Jy kan praat van die dag van sy wederkoms, want die wederkoms gaan plaasvind in die dag van die Here, in hierdie 1000 jaar van vrede. Maar reg in die begin. Dit meen die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. Halleluja! Nou sê hy verder, 1 Tessalonisense 5 vers 5, julle is almal kinders van die lig en kinders van dag. Van die dag, ons is nie van die nag of duisternis. En nou sê Paulus iets baie mooi. Hy sê 1 Tessalonisense 5 vers 7, want die wat slaap, slaap in die nag, en die wat dronk word, is in die nag dronk. Halleluja. Nou, ek gaan nou iets verder sê daaroor, maar ek wil net lees wat Petrus sê, 2 Petrus 3 vers 10, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. Hy sê, en in hierdie dag, hy sê, in hierdie dag, 1000 jaar lang, hy sê, waarin die hemele met gedruis verby elemente verbrand word ensovoorts, en die werke wat daarop is sal verbrand word. Wat hy sê, waarin die hemele verbrand sal word, alles tot niets sal gaan van hierdie aarde, het niks te doen met die wederkoms nie. Want dit sal gebeur aan die einde, maar die dag van die Here, dit meen hierdie 1000 jaar, sal kom soos 'n dief in die nag. Waarin, dit meen aan die einde van die 1000 jaar, dit sê die woord volgens baie duidelik, sal die hemele verbrand word, die aarde, sy elemente, alles, en die hemel en aarde sal, hierdie hemel en aarde sal verbygaan. Halleluja. Nou sê Paulus iets baie mooi. Matteus 13 vers 8, dis die evangelie. Hy sê, maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. Nou sê hy in Matteus 25 vers 5, en terwyl die bruidegom tel om te kom, het hulle vaak geword en aan die slaap geraak. Wie het aan die slaap geraak? Wie het aan die slaap geraak? Die 10 maagde. 5 dwaas en 5 wys. En nou sê die Here Jesus in Markus 13 vers 36, dat hy nie miskien kom en julle aan die slaap vind nie. Nou, hier is 'n interessante ding. Die Here Jesus sê, en al 10 het aan die slaap geraak in Matteus 25. En dat hy nie sal kom en julle aan die slaap vind nie. Wat sê Paulus van dit? Hy sê in Romeine 11 vers 8, God het hulle gegee 'n gees van diepe slaap. Nou sê Romeine 13 vers 11, hy sê dat die uur vir ons reeds daar is om die slaap wakker te word. En dan sê Efesiërs 5 vers 14, daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dood en Christus sal skyn oor jou lewe. Nou sê Paulus, dit met die 10 maagde aan die slaap geraak. En die Here waarsku, moenie slaap as ek kom nie. Maar die Bybel sê dan al 10 gaan in die slaap raak. Nou hoe is dit nou moontlik? Die Here gaan kom terwyl hulle slaap. Dit sê die woord in Matteus 25. Maar Paulus gee die antwoord. Hy sê hierdie mooi woorde. 1 Tessalonisense 5 vers 6. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie,
maar laat ons waak en nigter wees. Hier is die verskil. Die wyses het ekstra olie in hulle kanne saamgeneem. En daardie ekstra olie in die kanne veroorsaak, hulle slaap wel, maar hulle slaap nie soos die dwaases nie. Want die dwaases is nie voorberei vir die wederkoms van Christus nie. Maar die wyses is voorberei met die ekstra olie in die kanne. Daarom sê Paulus, laat ons nie slaap soos die ander nie. Dit meen, moet nie laat ons slaap soos die dwaases nie. Dit meen, vat olie saam met julle, ekstra olie. En ek wil net vandag weet, hoeveel van die wat glo en wegrap het ekstra olie in die kanne? Halleluja. Nou sê Paulus verder. Hy sê, want die wat slaap, slaap in die nacht, die wat ronkel. Nou sê hy, 1 Thessalonicense 5 vers 10. Hy sê, wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. Paulus sê, ons slaap nie soos die ander nie, maar laat ons waak. Hoe waak ons? Om ekstra olie in kanne saam te neem. Want dan slaap ons nie soos die dwaase nie. Ons slaap wel, maar terwyl ons slaap, het ons gewaak. Sodat wanneer Jesus kom, dat ons kanne kan volmaak. Ons lampe kan volmaak. Hy sê hierdie mooie woorde, waak dan, in Markus 13 vers 35, want julle weet nie, wanneer die eienaar van die huis kom nie, in die aand, of in die middag, of met hande gekry, of vroeg in die morgen. Twee dinge, in die aand, hier kom die wonder, die dag wanneer die Here Jesus kom, wanneer is die dag wanneer die Here gaan kom? Dit is die eerste dag van die 1000 jaar. Die heel eerste dag van die 1000 jaar, begin met 'n aand, en wanneer die Here kom, breek die môre aan. Die een dag, Genesis, die eerste dag, aand en môre. Daar's niks geskape, daar's niks gedoen nie. Dis net aand en môre. Die eerste dag van die 1000 jaar gaan 'n aand en 'n môre hê. Halleluja. Dit meen in hierdie middernagtydperk. Hoe lank dit gaan wees, weet nie een nie, want die lankmoedigheid van God gaan talm in daardie dag. Dis deel van die lankmoedigheid van God. Maar daar gaan 'n oomblik aanbreek, want daar 'n aand en 'n môre, een enkele dag soos ons dit ken. En dit sal die eerste dag wees, maar dit sal met die aand ingewy word. En hier is 'n interessante ding, dat hierdie aand bestaan uit middernag, aangekry of vroeg in die môre. Dit meen van 6 tot 6. Is 'n enkele dag, dat het niks met die 1000 jaar, die dag van die Here te doen. Die wederkoms is een dag, op een dag gaan dit plaasvind. En hier is vir my wonderlik, hierdie dag, of hierdie nag, het 4 nagwake in. En die Here Jesus kan kom in die eerste ene, die tweede ene, en in die derde ene. Maar, omdat die Here Jesus gekom het om ook tye te reël, het die Here Jesus vir ons 'n tyd gegee, nie op waar die dag hy gaan kom, maar wat gaan bepaal dat sy wederkoms naby is. En daai tydperk is daai nagtydperk tussen die groot verdrukking en sy wederkoms. Dis waarom hy in Matteus 25 sê, en middernag was daar 'n geroep. Dit meen in daardie nagtydperk. Halleluja. As daar dan 4 nagwakke vir die nag is, beteken dit, die Here gaan nie kom in die eerste een nie, hy gaan nie kom in die tweede een nie, maar hy gaan kom in die derde een. Halleluja. En hierdie is vir my absoluut die wonder van hierdie evangelie. Dat die Here reël 'n tyd wanneer hy gaan kom. Jy moet baie mooi luister. Hy reël 'n tyd wanneer hy gaan kom. En daardie tyd word gereël na die groot verdrukking. In daardie nagtydperk, waar daar die son, maan en sterre is. Halleluja. Maar hy sê, en middernag, dit meen, wanneer hy uitroep, en middernag was daar 'n geroep.
dan het die eerste dag van die dag van die Here, daai 1000 jaar aangebreek. Die oomblik toe hy praat van middernag, dit meen die Here bepaal 'n sekere tyd. En dit is middernag. Maar die probleem is, hierdie een dag, waarop die Here gaan kom, aan die begin van die 1000 jaar, niemand gaan dit weet nie. Want onder die lankmoedigheid sal hierdie nagtydperk aangaan, totdat God die Vader vir sy seun sê, dit is nou vir jou tyd om terug te gaan. In daai nagtydperk. En die Here Jesus sê, hy sê in daardie nag, eintlik sê hy, en na die verdrukking van daardie dag, sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. Wanneer gaan hierdie teken verskyn? Terwyl dit nag op hierdie aarde is. Dan sal die teken verskyn, maar dan het die Here nog nie gekom nie. Wat is die teken? Middernag. Halleluja. So, en niemand weet wanneer die teken gaan plaasvind nie. Want daardie dag is onder die lankmoedigheid van God. En God gaan in een oomblik net vir sy seun sê, gaan terug. Hy weet nie die seun nie, ons weet nie. En ek wil net vir u sê, die woorde wat gebruik word, ja, niemand weet wanneer die Here, niemand weet die dag en die uur nie. Die wegraping, mense gebruik dit. En weet jy wat? Dit wys vir hoeveel jaar? Seker al vir 45 jaar. Want daar elke keer 'n tyd is in die jaar gegee is. En die wegraping het nooit plaas. Weet jy waarom? Want hierdie wat die woord sê, niemand weet wat die dag en die uur is. Dit meen daai eerste dag van die 1000 jaar van vrede. Daardie eerste dag, niemand weet nie. En die duiwel inspireer hierdie leenpredikers om te sê, oh wel, dit het nou nie plaasgevind soos wat ons gesê het nie, want niemand sal weet. Ek wil hê jy moet nou baie mooi luister. As ek het so kyk, die duiwel word deur hierdie predikers werk sielkundig op julle om te glo in 'n wegraping voor die verdrukking. Want hulle verskoning is elkeen, ja, niemand weet nie. Nou, hulle het nou weer een gehad in hierdie maand. Nou, niemand, maar op die einde van die dag, niemand weet wat die dag en die uur is nie. Hulle vat dit wat niemand weet nie, hulle sit dit in 'n wegraping voor die verdrukking, terwyl wat niemand sal weet nie, is daar die eerste dag van die 1000 jaar van vrede, en niemand weet wanneer daardie dag sal plaasvind nie, en die uur waarop dit gaan plaasvind nie. Die Here gee vir ons 'n riglyn. Middernag was daar 'n geroep. Die derde nagmaal. Maar die nag kom. Maar almal het uitgegaan en aan die slaap geraak. En toe middernag, toe word daar aan hulle gesê, gaan uit die bruidegom tegemoet. En hy het nog nie verskyn nie. Halleluja. Ek wil hê jy moet iets weet. En dit is dat daai middernagtydperk, sal baie mense sê, nee, nou! Hulle gaan nog steeds die wegraping verkondig. Nou! God het vir my gesê, nou! En dan raak almal in slaap. En dan word geroep, middernag, was daar geroep. Dan gaan almal weer uit. Die wyses maak hulle lampe saam, en die dwases soek van die wyses se olie. Jy moet net pas op, dat julle wat aan 'n wegraping glo, nie almal 'n klomp dwaases is nie. Dwaase magde is. Want dit is dwaas om te glo, dat die dag wanneer niemand, die dag en die uur waarop Jesus gaan terugkom, om dit te glo by 'n wegraping voor die verdrukking wat nie bestaan in God se woord nie. Dis dwaas. Halleluja. En dit is waarom dit vir my so, hy sê in die aand of middernag of met die hanekraai of vroeg in die môre. Dis alles wat die Here gesê het. Maar die Here het gesê, middernag was daar 'n groep.
Hy sê tussen die geroep, né? Hy sê, en dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. Die geroep, maar hy het nog nie gekom. Die wyses het hulle lampe vol gemaak, die dwaases word teruggestuur na die verkopers toe, dis na hierdie ouens wat die wegraping verkondig, dis die dwaas, ek meen, hulle gaan weet daar by die verkopers, want die wegraping word letterlik aan die mense verkoop, en die predikers maak geld uit die wegraping, want wat 'n wonderlike ding om weg te wees voor die verdrukking kom. Halleluja. Ek meen, dis al wat hierdie predikers doen. Hulle maak geld, skryf boeke, al die klomp leens, maak tapes, maak alles. En jy betaal, tot jy gaan uitvind, al my geld wat ek betaal het vir hierdie leens, moet niks werk nie, want nou is ek in die verdrukking, groot verdrukking. Halleluja. Maar die Here reël 'n sekere tyd, middernag, maar die dag en die uur in daai dag weet niemand. Dit meen die Here Jesus sê, dit gaan 'n nagtydperk wees. Ek weet nie. Ek kan net sê, in daardie nagtydperk sal daar 'n geroep kom. Middernag. As julle dit weet, hoor, dan moet julle weet, die dag en die uur van my koms het gekom. Is besig om, het gekom. Dit het gekom. Die oomblik as julle dit hoor. En dis alles na die verdrukking, in die middernag, in hierdie nagtydperk, waarin die son, maan en ster is. Jy moet oplet na die woord. Moenie hom wat spreek afwys. Halleluja. As enige een vir my kan wys, dan gaan 'n wegraping voor die verdrukking wees. Halleluja. Ek weet, dan sal ek besef, ek was met die grootste leen besig, maar ek weet een, ek is nie met die leen besig. Alles wat ek bring is uit God se woord. Halleluja. Ek het nou daar gepraat oor die nag. As baie verse in die woord wat jy gaan kyk, dat die son sal verduister, die maan sal sy glans gee, en die sterre sal verduister. Daar's klomp verse reg deur die woord. Halleluja. Die dag van die Here is al in Genesis 1 bepaal, naamlik die 7de dag. Halleluja. Nou sê die woord, dat die dag julle nie skielik oorval nie. Waar die dag? Die dag van sy wederkoms. Daardie ene wat 24 uur lang is. Die aand en dan die môre. Sê dat hierdie dag van my wederkoms julle nie skielik oorval. Hy sê 1 Korintiërs 1 vers 8. Hy sê wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, om in die dag van ons Here Jesus Christus onberispelik te wees. Om in die dag, waar die dag? Die 1000 jaar van vrede. Ek wil nie met mooi kyk, moenie die wederkoms en die dag van die Here verwarring. Daar's net 'n dag met 'n uur in die woord. Kan dit mooi gaan lees. Ja, oral waar hy sê, in die dag van die Here, dit is die 1000 jaar van vrede. Hy sê, die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. Paulus sê dit self. Die dag van die Here. Waar die dag? Die 1000 jaar. Hy sê dit ook in Petrus, ek het dit al klaar genoem. Nou, hier is iets wat, die Here sê, hy kom op, hier is die antwoord, die verskil tussen die dag van die Here, en die dag en die uur. Hoor wat sê die woord? Matteus 24 vers 50, dan sal die Heer van sy diensnag kom op 'n dag, dat hy dit nie verwag nie. Ek wil nie met mooi luister. Die Here sê op 'n dag wat hy dit nie verwag nie. Nou hierdie mense kom met die wegraping storie, ek mens soos ons nou gehoor het in September maand, nou dis seker. Almal wag, almal het gesit en wag vir die wegraping.
Die Here sê, hy sal kom op 'n dag dat julle dit nie verwag nie. Wanneer gaan ons hom nie verwag nie? Weet jy wanneer? Wanneer ons almal aan die slaap raak. Matteus 25. Dis waarom die wegrapping teorie is nie naby God se woord. Dis 'n opgediste leuen wat soos die woord van die Here lyk. Halleluja. Hy sê dat hy nie verwag op 'n uur dat hy nie weet nie. Dit meen die dag gaan ons nie weet nie, daai 24 uur. Ons sal dit nie weet nie en ook nie die uur daarvan nie. Maar die Here sê middernag. En daar was 'n geroep middernag. Maar hoe lank het dit getalm voordat die Here werklik gekom het? In Matteus 25. Ek wil net iets vra. Julle sê julle gaan bruilof hou in die hemel met die wegrapping. Ek wil net dit weet. As ek hierdie skrifte lees, het hierdie skrifte niks te doen met 'n wegrapping. Nie een van hierdie skrifte. Maar wat hier interessant is, as ek vir jou kan vra, as die Here Jesus kom volgens Matteus 25 met die wederkoms na die verdrukking. Halleluja. Gaan die wyses gaan hy saam met hulle in die bruilofsaal en die deur word gesluit, of na die bruilof toe en die deur word gesluit. Ek wil net weet, die wyses, die dwaases het nou gegaan en hulle het olie gaan koop en teruggekom en hulle het aan die deur geklop. Kan ek vra, as jy nou weggeneem is, waar gaan hierdie deur dan wees? Gaan dit in die hemel wees of hier op aarde? Want ek kan nie sien dat die dwaases weggeraap is en hulle kom klop aan die deur nie. En wat interessant is, dat die Here Jesus antwoord van binnekant. Ek wil kyk, ek wil vir jou sê hoe dwaas jy is. Dink net vir een oomblik dan. Hoe het die dwaases het reg gekry om by daai deur te kom as 'n huwelik in die hemel is? Kom! Laat jou prediker wat glo in 'n wegrapping vir jou verduidelik. Hy gaan vir jou lieg. Ek kan jou waarborg, hy gaan vir jou lieg. Hy gaan vir jou 'n mooi storie vertel. Daar is nie iemand wat gaan agterbly nie. Wanneer die Here Jesus die dag kom, is daar 5 wyses en 5 dwaases. Die een klop gaan saam met hom na die bruilof toe. Die deur word gesluit. Die dwaases gaan koop olie, hulle kom terug, hulle kom klop aan die deur. En die Here sê van binne af, ek ken julle nie, julle vervloektes, gaan weg van my af. Wat het geword? Waar? Hoe is julle dan in die hemel en die dwaases is ook daar? Hy sê, Matteus 25 vers 13, waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie. Waar die dag en die uur. Daai 24 uur dag, met die begin van die 1000 jaar die dag van die Here. Halleluja. Prys die Here. Ek dank die Here vir sy woord. Ek wil net verder gaan. Dit meen, ek gaan dit net vinnig verduidelik. En dit is, ons kry die eerste nagwaak. Die eerste nagwaak van daardie 24 uur dag waarop die Here gaan kom. Die eerste nagwaak is van 6 tot 9. Die tweede nagwaak is van 9 tot 12. Die derde nagwaak is van 12 tot 3. En die vierde nagwaak is van 3 tot 6. Nou, is interessant. Die Here het op die vierde nagwaak na die disippels op die see geloop. Gaan lees die Bybel. Die Here sê middernag. Dit meen van 12 tot 3. Dis middernag. En dan sê hy, dan gesalig is die man wat waak. As sy Here in die eerste, die tweede, derde nagwaak kom. Dit meen die Here gee 3 nagwake, maar hy sê middernag was daar geroep. Daar's 4 nagwake, maar 3 van hulle gaan oor die wederkoms. Halleluja. Maar die Here maak dit nog vir ons beter en hy sê
te middernag was daar 'n geroep. Wanneer ons wil sê, hy sê, dit was altyd môre die eerste dag. Oh, halleluja. Glory. Ek het dit al genoem, ek wil net dit sê. Die Here Jesus, die bruidegom, het die nagtydperk na die verdrukking kom reël. Toe hy aarde toe kom reël hy tye. En daardie nagtydperk na die verdrukking voor sy wederkoms, het hy self kom reël. En nie een van die hele kan vir my wys dat die Here 'n tyd gereël het waarop 'n wegrapping gaan plaasvind voor die voor die groot verdrukking. Jy het nie 'n tyd daarvoor nie. Nie uit God se woord nie. Nie uit die mond van die Here Jesus nie. Dit meen, die wegrapping teorie is 'n verskoning vir hulle leuns. Ja. Die dag en die uur, hulle weet nie. Halleluja. Hulle sal nie weet nie. Want hulle hele teorie is ongegrond, onwaar, verdraai en verdraai die woord van God. Dis 'n wegrapping teorie. Dis die kortste wat jy kan beskryf. Halleluja. Prys die Here. Nou net gou hier, ek kan nou baie verse nog lees, maar ek gaan nie al die verse lees nie. Wag ter vers die nag. Ek wil net gou hierdie dit doen, want dis baie belangrik. Halleluja. Halleluja, prys die Here. Nou, wanneer ek so vinnig deur alles kyk, dan het ek eintlik nou alles klaar genoem. En dit is vir my interessant, dat in die begin is alles geskape. In Christus, deur hom, tot hom. En hy, die woord was in die begin daar. Halleluja. En hy is die begin. En alles het deur hom ontstaan. So, hierdie laaste 1000 jaar, die 7de dag, die Sabbat, rustdag van die Here, sal begin met die wederkoms van Christus. Te middernag is die naaste tyd wat ons kan kry. Maar die dag en die uur waarop hy kom, sal niemand weet. Dis eintlik vir my so wonderlik. Die Here maak dit vir ons moontlik om so na as moontlik te kan kom aan sy wederkoms. En dan glo die mense in 'n leuen. En hulle weet nie wat werklik gaan gebeur nie. In hierdie week het prediker gesê, ek weet hy het baie gelieg gehad, maar die prediker gesê, as God vir hom sê om weer dit te sê wat hy gesê het in September maand, sal hy dit weer sê. Dink hy, God is 'n leienaar soos hy. Hy sê, God is geen mens dat hy so lieg nie. Dit meen, die Here het vir daai man gelieg. Dat is 'n baie interessante ding. Ek gaan dit net vinnig lees, want hierdie dinge is belangrik. Die Here het vir my gesê, if you don't start with in the beginning, you will never understand in the end. Dit meen, as jy nie in die begin nie, Christus is die begin. As jy nie in Genesis begin nie, gaan jy nooit die einde verstaan. Jy moet in die begin wees en in die einde wees, en dat jy kan net in die begin en in die einde wees, as jy in Jesus is, want hy is die begin en die einde. En as jy wil verstaan wat aan die einde wil gebeur, dan moet jy nou sorg dat jy in die einde is. In Christus. Ons is fisies in die einde. Maar om te verstaan wat in die einde aangaan, moet jy in Christus wees, want hy is die einde van alles. Van alles wat geskaap is, dit sê God se woord. Maar wat sê die woord? Wie het dit gedoen en tot stand gebring? Hy wat die geslagte roep van die begin af. Ek, die Here, die eerste, en by die laaste is ek dieselfde. Halleluja. Dit meen in die begin. God die hemel en die aarde gemaak het, in die begin. Hy sê, in die einde is ek nog dieselfde. Dit meen, dit gaan dieselfde wees.
6 dae van arbeid, 7de dag, 1000 jaar. Ek met die laaste sal ek dieselfde wees. Dit meen, daar gaan geen verskil wees tussen die begin en die einde nie. Halleluja. Hy sê, die 26ste vers, wie het dit te kenne gegee van die begin af? Dat ons daar kennis van kan neem. Dit meen, ons moet kennis neem van die skepping, om te verstaan wat aan die einde gaan gebeur. En u het vanmôre gehoor. Hy sê, of van tevore al, dat ons kan sê, hy het reg, ja, daar is niemand wat dit te kenne gee nie, ja, niemand wat dit laat hoor nie, ja, niemand wat die woorde hoor nie, die Here weet. Julle wegrapping teorie mense, kan julle asseblief nie net die woorde van die Here hoor nie. Daar is nie so iets. En jy is nie die bruid. Halleluja. Maar wat sê die woord? Jesaja, hierdie vers is mooi. Jesaja 46 vers 10. Wat van die begin af verkondig die einde. Dit meer toe die Here die hemel en die aarde gemaak het, by die skepping. Nou, het hy die einde aangekondig. Halleluja. Dis waarom die 1000 jaar van vrede die dag van die Here is. Oh, halleluja. Die rusdag. Hy sê van voortyd af, wat nog nie gebeur het nie. Dit meen, van die begin af, het die Here die einde verkondig. Ja, en die dinge wat nog nie gebeur het nie. Wat sê, my raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal ek doen. Nou kom jy met 'n wegraping, en daar in die begin is geen wegraping verkondig nie. Waarom het die Here vir Adam en Eva nie weggerap? Nee. Nadat die Here geweet het, wat die ellende nou oor die mens gaan kom, as die duiwel hulle oorwin. Het die Here hulle gelos? Ja! Daar was nie 'n wegraping, en nog minder nou aan die einde. Hy sê, Jesaja 48 vers 16, kom julle nader na my, hoor dit, ek het van die begin af nie in die geheim gespreek nie. Moenie vir my sê, die wegraping is 'n geheim nie. Jy is 'n leienaar, ek gaan dit vir jou sê, uit die put van die hel, want die Here het van die begin af, van Genesis 1, nie in die geheim gespreek nie. Hoor wat sê God se woord. As 'n prediker vir jou sê, die wegraping is 'n geheim, jaag hom weg, want hy's 'n leienaar. Dit meen, hy weet beter as God. Dink jy, as daar 'n geheim was dat die Here Jesus, sou dit nie vir ons gesê toe op aarde was nie, maar die Here Jesus praat net van die wederkoms, toe hy op aarde was. Hy het nie van 'n wegraping gepraat nie, want hy het geweet daar is nie een nie. Want God, sy Vader, het dit nooit gespreek nie. En hy sal nie iets in die geheim spreek, waarvan hy niks weet nie. Daar's net een ding wat 'n geheim is, die dag en die uur waarop die Here Jesus gaan kom. Maar dit het die Here Jesus baie duidelik vir ons gesê. Hy sê, van die tyd af dat dit gebeur, is ek daar. En nou het die Here my met sy gees gestuur. Jeremia 23 vers 18. Hy sê, want wie het die raad van die Here, in die raad van die Here gestaan, dat hy sy woord sou sien en hoor? Wie het sy woord beluister en gehoor? Van wanneer af? Van Genesis af. Jy in hierdie tyd waar jy lewe, 6000 jaar later, kan jy sy woord sien en jy kan sy woord hoor, deur die Heilige Gees. Presies dit wat in die begin gebeur het en wat God daar aangekondig het. Dit kan jy nou sien wat aan die einde gaan gebeur. Wie sien dit? Nie die blindes. Hulle loop. Ek weet nie wat hulle wegrap en glo. Hulle almal loop met 'n blinde man se kierie rond. Hy weet kierie. Ek wil net hierdie noem. Jeremia 23 vers 20. Die toorn van die Here sal nie afgewend nie, totdat hy uitgevoer het en tot stand gebring het die raadslaaf van sy hart. Aan die einde van die dag sal julle dit duidelik verstaan. Ons, en die einde van die dag, sal eers verstaan
wat die Here in die begin aangekondig. Deur sy Gees. Jeremia 23 vers 22. Maar as julle in sy raad gestaan, wat 'n raad? Ek het van die begin af die einde aangekom. As jy die einde wil verstaan, begin by die begin. Sorg dat jy in die begin is, in Christus, en in die einde is Christus, en dan sal jy verstaan aan die einde. Hy sê, moet hulle my volk my woorde laat hoor, en hulle terugbring van hulle verkeerde weg. Halleluja. Ek weet, ons werk is ons wat die woord verstaan, ons wat nie glo in 'n wegraping voor die verdrukking, ons Hebreërs ensovoorts nie. Halleluja. Ons moet hierdie mense terugbring, wat hierdie leuns glo. Van hulle verkeerde weg, en van die boosheid van hulle handelinge. Ek wil vir jou sê, jou handeling, dat jy glo in 'n wegraping, en jy's die bruid, is boosheid. Oh, hallelujah. Hallelujah. If you don't start with, in the beginning, you will never understand in the end. Vader, dankie vir die woord. Want u woorde het u seun kom spreek op hierdie aarde. En in u woorde, wat u seun kom spreek, het hy nooit gepraat van 'n wegraping. En dat ons sy bruid is. Ook nie sy disippels, wat later apostels geword, het daaroor gepraat. Want dit bestaan in u woord. Dankie dat u ons deur die Heilige Gees leer en lei in die hele waarheid, sodat ons die waarheid van die begin tot die einde reg kan verstaan. Want as ons dit reg verstaan, dan sal die skrif in vervulling kom wat sê, wat u gesê het, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. En Here, ek dank u. Daar is van ons wat kan getuig. Die waarheid het ons vrygemaak en vrygehou van die leuen van die wegraping. En dat ons die bruid is in die huwelik in die hemel en die regters toe. Baie dankie vir die waarheid van die woord. En ons kan niks teen die waarheid doen nie, maar wel vir die waarheid. En ons weet ook dat ter wille van die waarheid sal ons gehaat word en vervolg word. Here, maar ons sal die waarheid verkondig. Tot die dag dat ons nie meer hier is nie, of tot die dag dat u sal kom. Halleluja. Baie, baie dankie dat u ons oë oopgemaak het om te kan sien, oor om te hoor, 'n hart om te verstaan, verligte oë van die verstand, om te kan insien in dit wat God se raadsbesluite is vir die hele mens. Halleluja. Seën elkeen nou in Jesus naam en ek prys u daarvoor. Amen.